Goeiemôre gemeente, goeiemôre maats, disipelland maatjies, oupas en oumas. Ja, vandag is Vrydag. Dit is kruisigingsvrydag. En ja, so vandag is die dag van die kruis. So maats, kinders, disipelland maatjies, as julle ergens in die tuin stokkies wil gaan haal, kan julle vir julle kruis maak en dan kan julle ergens 'n gaatjie maak en hierdie kruis plant. So kom ons lees saam. Ons lees daar uit Lukas 23, daar vanaf vers 33. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: Ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk inkom. En Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn en die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het hy God geprys en gesê: Hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Ek los sommer net 3 gedagtes by julle. Die eerste gedagte is in hierdie stukkie word daar 3 keer gesê: red jouself. Baie kere probeer ons deur ons slim planne, deur ons breinkrag, probeer ons onsself red. Waar en watter aspekte van jou lewe probeer jy dalk jouself red? Dis die eerste gedagte. Die tweede gedagte is bokant Jesus se kruis was daar die woorde: die koning van die Jode. Interessant om daaraan te dink dat Jesus se troon is nie 'n troon van weelde nie. Sy troon is die kruis en hy bestyg die kruis en hy gaan sit op sy troon, die koning van die Jode. Bietjie 'n anderster troon om aan te dink. En dan die derde gedagte wat ek by hulle los, is hier teen die einde die skouspel. Almal wat saamgedrom het en die skouspel gesien het, maar almal het op 'n afstand gestaan en gekyk en toe het hulle huis toe gegaan. Waar dalk in die lewe sien jy dalk, beskou jy dalk 'n skouspel? Waar sien jy dalk nood en draai jy dalk ook net om en gaan huis toe? Ek los daai 3 gedagtes by julle op hierdie kruisigingsvrydag. Vir die van julle wat braaf is, hier's 'n uitdaging om saam met Jesus deur sy lyding te gaan. Nooi ons julle uit om niks soets te eet van Vrydag tot by Sondag, tot by Jesus se opstanding nie. Ek weet in ons huis gaan dit moeilik gaan want die hot cross buns is lekker, maar vir die van julle wat saam die pad wil stap met Jesus, kyk of julle niks soets kan eet tot Sondag nie. Alle seën vir julle op hierdie kruisdag en mag
hierdie kruisdag vir julle herinner hoe groot Jesus se liefde vir ons was. Amen, seën vir julle. Goed gaan.